Goeiemôre en hartlik welkom by nog 'n podcast saam met my Niels Mooijer. Dit is vir my so groot voorreg om weer eens tyd in en om die woord saam met julle te kan spandeer. My gas vandag is 'n baie interessante man. Toe ek hom die eerste keer sien, toe sy in 'n kortbroek en plakkies besig om aankondigings te doen in die kerk, maar daar was iets anders omtrent hom. Ek het omgedraai na my meisie toe langs my en gesê, weet jy wat, hierdie man het 'n groot roeping op sy lewe en ek het niks van hom geweet nie. Later uitgevind hy het 'n ongelooflike getuienis. Hy is lief vir die Here, hy is lief vir sy familie. Mal oor visvang, kamp en jag. Maar meer as dit het hy 'n hart vir die Here. Sonder om enige verdere tyd te mors, baie welkom op my skalk. Dankie Niels, lekker om hier by jou te wees. Ja, jy het ook sommer vinnig hier in my hart ingekruip. Nou sê vir my, ek hoor die deftigste klere wat jy besit, is jou jagklere, is dit waar? Ja Niels, ek het so 3 PT broeke en so 5 T-shirts. Die res weet Liesel maar van, maar ja, ek dink ek het 'n lang denim en ek het 'n netjies 'n jagbaadjie en dan is daar seker nog 1 of 2, maar ja, dit is En so, hoe gooi jy 'n troue? Wat doen jy? Wel, ek reken ons sal daai jean soek en ons gaan 'n rukkie soek vir hom en ergens is daar 'n knoophemp en miskien sal ons 'n baadjie moet gaan koop. Maar 'n das is nie jou ding nie. Nee. En as jy nou moet das dra, wat doen jy? Sjoe. Dan maak jy verskoning. Jo, ek weet nie hoe gaan ons dan maak nie. Was jy al in so 'n geval gewees waar jy moes das dra en Ja, ek weet nie of iemand, maar ja, ek sal seker maar 'n das moet gaan huur of koop of wat, ek weet nie. Ja. die bynaam kar, waar kom dit vandaan? Jy sou Niels, so ek het matriek gemaak in 1995, so dis lank terug. Dit was maar net 'n dag in die klas, ek staan dit 7 of staan dit 8, toe die onderwyser gevra, wat sal jy nou innoverend in Suid-Afrika op die mark sit, om net oorheersend hierdie mark van ons in Suid-Afrika, en iets niets was deel van die vraag, en ek was maar lawerig, en ek het net nie 'n idee gehad nie. Toe juffrou by my kom, toe sê ek 'n kar, wat eintlik maar 'n dommerige een is. Die hele klas het gelag, hulle ken my, en van daar af was dit my bynaam op skool. En jy het groot geword in Lichtenburg, ja. Wel, ons was in Mafikeng, wat nou Mabato is, dink ek, van laerskool tot by standaard 5, en in standaard 5 het ons Lichtenburg toegetrek. Ja, en Watter deel van die land is Lichtenburg? Noordwes, dis die ou Wes-Transvaal, en nou die Noordwes, ja, Zeerust, Kolinie, daai area. Wat het jou pa gedoen vir 'n lewenskalk? So my pa het vir NCD gewerk, National Clover Dairies, ja, so hy was, wat vandag Clover is, so hy was 'n konsultant vir die melkbore, ja. Jy het baie rondgetrek of maar groot geword in een plek? Man, vandat ek 2 was ons in Mafikeng, en dan standaard 5 Lichtenburg toegetrek, en dan het ek my matriek gemaak in Lichtenburg en toe Hartenbos toegetrek, so nie te veel nie, Hoe was jy as kind? Wat was jou temperament en persoonlikheid? Ek sou sê ek was die lawerige een, en ja, nie te ernstig nie. Lief vir diere, lief vir my stokperdjies, ja. Die lawerige een uit hoeveel? Hoeveel was julle? 4. Soos ek en ek en Werner en Pieter en Ilse. So 3 seuns en 'n dogter. Ja. Was julle kerkmense, jou ma het kerk toe gegaan? So Niels, kerk en die Here was maar 'n formaliteit. Dit was maar net 'n formaliteit. Jy weet, ek kan onthou dat ons Sondagskool toe gegaan het. Ek kan onthou die stiekertjies. Ons moet net seker maak ons kry ons stiekertjies sodat ons in standaard 9 kan wat is dit wat jy doen in standaard 9? Jy meen in die kerk? Ja, Katkeseer. ja. So jy moes maar net dit was 'n formaliteit. So jy het nie as familie kerk toe gegaan nie? Ons het gegaan, maar ek meen dit, ek het nooit, ek is nou by die Here, ek weet hoe lyk dit om die Here te aanbid. Ja. So as kind het jy bewustheid gehad van die Here, of was dit net vir jou soos 'n entiteit op 'n afstand gewees? Ja, storie. Dit was 'n storie. 'n Bybelstorie gewees. En jy was baie lief vir voëls, blykbaar jy geboer met voëls toe jy jonk was. Ja, wel, in die dorp, hoe kwaai kan jy boer? So maar ek was baie lief vir my voëls. Ek het hoenders gehad, groot hoenderhok, en
Dan later het ek vir my voëlhokke gebou en so 4 voëlhokke en voëls gehad. Ja, en die voëlkleintjies verkoop, so ja, maar ek baie lief vir my voëls gewees. Skalk, hoe was die algemene atmosfeer in jou huis toe jy groot word? Want soos ek verstaan is 'n bietjie van 'n dinamika, dit was nie almal jou bloedbroer en suster nie, is dit? Ja, my pa met sy eerste vrou het vir ek en Werner gehad, my boetie, en hulle is geskei toe ek 2 was. Toe het my pa vir Malinda ontmoet, en hulle is getroud, so Malinda het haar eie seun gehad, uit 'n vorige huwelik, Pieter, en dan saam het Panik en Malinda vir Ilse gehad, my sussie. So dit was ons en julle sin. Ja, dit is 'n moeilike dinamika, nee. Ek weet ek is self 'n stiefkind. Het dit enige tipe van twis veroorsaak in die huisgesin? Niels, dit was maar wild, en dit was maar wild. Jy weet, ek en Pieter was selfe ouderdom, 1977 gebore, Ja. en dit was vir Panik en Malinda baie moeilik. Ek neem aan dissipline in so 'n geval is verskriklik moeilik, nee. Ja, Niels, ek meen kom ons sê ek doen fout en my pa tig my, is dit nie 'n probleem nie, want dit sy dan nou sy eie bloedkind, maar dit raak maar 'n probleem, sou my pa vir Pieter tig, en ja. Dit raak aan 'n man. Het dit jou geaffekteer op 'n manier? Dit was, Niels, ek baie goed dra ek nie. Ek is dankbaar vir die Here vir dat hy my so gemaak het, dat ek goed nie dra nie, maar daai was hartseer. Jy weet, genuine hartseer. Maar ek is dankbaar vir die Here. Ek wil sê baie goed onthou ek nie. En as ek nou gaan stil sit en konsentreer, gaan ek baie goed onthou. Dis amper wil nie daaroor praat nie. Ek glo as ek alles gaan sê en my hele familie kyk na hierdie opname, dit sal nie lekker wees nie, so baie hartseer. Ja, baie hartseer, daar was drank was 'n groot probleem. Bekleierery, kind wat bang is, klein seentjies en kindertjies wat bang is van wat in hierdie huis aangaan. Sê vir my, Skalk, het julle uit al die kinders dit so beleef? Ek glo ons almal het dit maar dieselfde beleef, maar dit is net was nooit 'n besprekingspunt of 'n ja. Wie was die wat die drank misbruik het? Jou ma of jou pa? Wel, my pa en my ma, ek meen, ja. Nee, dis drank het die oorhand maar gehad. Ja, drank. En julle as kinders, het julle begin drink op 'n vroeë stadium? Wel, ja, drank, ek weet nie of ek al op laerskool nie, maar definitief hoërskool, en ons almal het maar gedrink. Ja, en ek nie so erg op skool nie, maar ek meen nadat ons skool uit is. Ek was baie dronk gewees op skool, veral hoërskool, maar veral toe ons uit skool uit is die kinders. En jy weet, dit was drank was koning. Jou gedrinkery, was dit as gevolg van net 'n atmosfeer waarin jy gewoond was, of het jy begin toenadering vind in drank om jou uit die situasie uit te kry? Dis wat ek geken het, dis hoe ek gereken het dit lyk. Dis die, en dit is hartseer, ek meen, maar dis die voorbeeld wat ek gehad het. Dis die voorbeeld wat ek gehad het, en dis hoe ek maar my ding ook gedoen het. Is daar enigiets wat jy saamgebring het uit jou kinderlewe uit, wat jy terugkyk en dink jy by jouself, dis aan my gedoen hierdie, of my pa het so gedink en ek het nooit gedink ek sal so dink nie? Die teenoorgestelde, so dis my kinders ken net liefde. So ek wil daai leerskool wat ek deur is, daai kettinge wat gebreek is, ek maak, ja, my kinders is die Here se kinders, en hulle, ja, ek is net lief vir hulle, en hulle kry glad nie dieselfde voorbeeld nie. Onthou, jy praat van 'n slegte of goeie mens, jy kry goeie mense, maar die voorbeeld en daar is probleme, en dis wat ek mag, wat ons gehad het. Nou, as kind, Skalk, wat wou jy gewees het? Was daar iets spesifiek wat jy wou doen? So, nee, ek het geen plan gehad nie, geen plan nie. Ek meen, ek dink nie in ons huishouding
daar was net te veel crap jy weet gewees as om te konsentreer op jou kinders en al 4 van ons om gesprekke te hê en wat wil jy word as jy groot is en leiding te gee en te wys en toe dit was nie deel van ons groot word nie, so dit was nie die voorbeeld wat ek gehad het en so nee, ek kan nie eintlik dink dat een van die 4 van ons in matriek geweet het wat ons wil word of wat ons wil doen eendag nie. Ja. Ek hoor jy is 'n baie handige mens, jy kan absoluut enige ding regmaak. En dit kom van kind af waar jy geleer is deur jou pa of het jy maar net dinge vir jouself moes uitwerk? Nee, is dinge self uitwerk. So die voorlokke wat gebou was, ek moes werk op skool om geld bymekaar te maak en die materiaal te koop. En ek onthou Werries, my boetie, hy het geswys en soos dit sou ek by hom opgetel het. So ons het maar net dinge self gedoen. Ja. En visvang, lyk vir my, was jou groot ding op skool. Jy kon nie jag toe nie. Daai jare was daar nie manier van gewere in die hande kry en wildjag nie. So visvang was seker, soos Engelsman sê, jou go-to as kind. Ja, so om dit vir jou te verduidelik, moet ek vir jou 'n bietjie agtergrond gee. So ons het in Lichtenburg gebly en jy weet, Werries het sy matriek in Lichtenburg gedoen, dis waar ons gebly het vandat ek laerskool was. Maar die drank en die sleg en die hartseer was te groot vir Paniek en Malinda in Lichtenburg en hulle wou 'n nuwe lewe begin. Hulle wou wegkom uit Lichtenburg uit en my pa het bedank en sy pensioengeld gevat en vir hom 'n kafee in Hartenbos gekoop. So ek was nog in matriek, ek en Pieter, toe my pa hulle Hartenbos toe trek om die winkel, om die kafee te gaan bestuur. En ek het matriek klaar gemaak in Lichtenburg en toe is ek en Pieter het albei in Lichtenburg matriek klaar gemaak. Werner en Ilse was klaar saam met hulle Hartenbos toe. En toe is ons Hartenbos toe en ek het bietjie in die kafee gewerk. Til geslaan, so dit is nou die jong man met 'n lewe voor hom wat nou kom til slaan in 'n kafee. En deeltyd visvang. Ja, en van daar af het ek bietjie gaan visvang. Eerste keer, jy weet, ek kom uit die Transvaal uit en gaan visvang en ek het toe 'n visserman geraak. Ek het handlyn gevang. Ek wil net sê, jy het nie net vis gevang, jy het gaan werk as 'n visserman. Ek het 'n visserman geraak en dit was my werk. Op 'n hawe, 'n man wat handlyn visvang en ek was goed met my visvang en ek het die eienaars het my gehelp dat ek my skipperslisensie kry. Ek het toe later die skipper geraak, maar ek was 'n visserman. Vir hoe lank was jy as visserman? Niels, ek sou sê so 2 jaar, my pa het toe weer intussen het hy die kafee verloor, dit het ondergegaan finansiëel, so hy het toe in effek nie werk gehad of inkomste nie, en hy het 'n werk gekry in die Kaap. My pa en ma en Ilse het Kaap toe getrek, ek het nog vis gevang, en toe later toe kom ek ook Kaap toe, en ek het toe vir I&J gaan werk hier in die Kaap, en op die trollers gaan werk. Maar dat ook seker nie as 'n ou nou 'n lewenstyl van kuier het om 'n visserman te wees nie. Ek meen, ek was in die vloot, ek weet daai manne kuier. Dis erg. Jy het 'n bietjie gekuier. Dis erg, en ek was nie 'n maklike een nie. Is dit? Nee, glad nie, Niels. Nee, ek was nie maklik nie. En wat se opsig? Stout. As ek nou drank het, stout en bang vir niks nie. So ek's nie trots daarop nie, genuine nie. Want dis te erg. Ek meen, as ek nou terugdink aan myself, skalkie, wat se kans het jy nie gevat nie? Ek meen, ek was stout en wild. Ja, besef ou die Here se genade, hy het sy hand op jou gehad daai hele tyd, nee. Ek sou nie gesit het nie. Al het ek hom nie geken nie, al het ek hom nie erken nie, hy is die een. Net so 'n paar ligte goedjies weer voor ons nou weer diep gaan. Skalk, ek hoor jy is baie swart en wit. Jy hou van baie spesifieke goed. Jy weet, as ek kom by 'n soort van sekere goed soos tot eet goed. Jy weet, messe en virke. Waar kom daai ding vandaan? Ek weet nie, Niels, ek weet nie of ek is baie deel van my persoonlikheid is dissipline. Ek hou van dissipline. Dis wat jou goed maak in jou werk, dat jy spesifiek is en jy bly by die plan, want jy moet fokus. Ja. So ek hou van dissipline
en ek weet nie of dit by mekaar uitkom nie, ek is maar net my persoonlikheid, ek hou van 'n sekere koppie, en ek hou van my sekere kussing, en dis partykeer is ek frustrerend vir myself. Nee, maar ek dink as ouens so huisgesin groot word, waar almal maar so deel, is om net ietsie vir jouself te hê ook maar sekere belangrike dingetjie. Dis 'n halwe sekuriteitsding, jy weet, op 'n manier. Ja, kan wees. Maar in elk geval. Okay, toe hou jy op visvang. Hoekom het jy ophou visvang? So, my sussie Ilse, sy het 'n maatjie ontmoet in die Kaap, toe sy in die Kaap was. Sy het 'n maatjie ontmoet, en die maatjie se naam is Liesel. Liesel wat vandag my vrou is. So, terwyl ek nog vis gevang het in Mosselbaai, so net om die prentjie te skep, ek was 'n visserman in Mosselbaai, ek het Kaap toe gekom vir I&J op die trollers gewerk, en ek is toe weer terug Mosselbaai toe, en weer visserman gewees op 'n skieboot, en maar in daardie tyd het ek my sussie se maatjie ontmoet, die Lieseltjie, en ons het verloof geraak, en ek het haar kom haal in die Kaap, en sy is toe, ek het haar net kom haal, ons was verloof gewees, en sy saam met my Mosselbaai toe, ons het 'n flatjie gehad, wat ek baie keer nie kon betaal nie. Ek onthou baie gereeld, en ek wil sê maandeliks, wat ek stap na die agente toe om te gaan sê, en ek moet stap, want ek het ons nie 'n ryding nie, om te gaan sê, ons kan nie hierdie maand hier betaal nie, en dan wag ek dat ons weer vis vang, dat ek kan probeer hier betaal. Dit was as gevolg van die vangs, nie iets anders. Ja, dit is nie maklik nie, ek meen, dis, gaan kyk na enige visserman op 'n boot, 'n crew, jy weet, dit is nie Hoe werk dit? Hoe word jy betaal? per kilo, of per vis, ja, hang af, maar jy word maar betaal vir wat jy vang is, as jy nie see toe gaan nie, is daar nie inkomste nie, as die vangste swak is. So, jy letterlik moet kop hou van elke vis wat jy vang, want daai ding word geweeg, of deel jy dit tussen die crew? Nee, jy het maar jou laaitjie, en jy het, elke ou merk sy vis, spesifieke merke op die vis. Ja, Waartoe van toe? so Liesel is toe by my, en jy weet, sy was by my, maar dit het nie goed gegaan nie, jy weet, ons het maar baie, ek onthou die eenslag wat ek Arie Krekel gaan uithaal het, vir ons om iets te hê om te eet, so dit was maar taai, ergens, daar's 'n maatskappy in Mosselbaai, siviele kontrakteurs, en hulle het iemand, so toe ek gaan lorry ry, so van die visvang af, Liesel het toe 'n werkie gekry, by 'n plek wat stene maak, so sy het daarom 'n standvastige klein inkomste gehad, en hulle het 'n drywer gesoek wat die lorry kon ry om stene af te lewer. Ek het toe my lisensie gekry vir 'n trokkie, en ek het toe gaan trok ry by die stene plek, so ek het 'n klein trokkie gery, en aflewerings gedoen vir die stene plek, en daar was 'n siviele maatskappy, nog steeds is, in Mosselbaai, en op 'n kol, kom ons sê die eienaar of MD van daardie maatskappy, hy het daarvan gehou om jong laities te vat, wat geen tersiêre opleiding het of gestudeer het nie, en jy weet, om laities te vat en op sy te laat werk en hulle self op te bou. En ek het 'n werk al gekry, ek het in 'n sloot gaan werk, ek het graaf gesteek, ek het pyp gelê, uit my en dis hoe hy gewerk het, jy's 'n arbeider, en ek het so het ek in die siviele industrie begin, ek was 'n arbeider, ek het graaf gesteek. So, hoe lank is jy nou al in die bedryf? 23 jaar. Jy sê, dis 'n lang tyd. So, 23 jaar, onthou nou, ek het net matriek, ek was 'n visserman, ek het lorry gery, en ek het graaf gesteek. So in ons industrie, soos wat 'n dokter professioneel geregistreerd is, soos wat 'n prokureur professioneel geregistreerd is, so is die siviele industrie ook. So vir ouens wat gestudeer het, as hy sy ervaring het, kan hy professioneel registreer, dan sy 'n PRCM, Professional Construction Manager. So in ons industrie is daar 'n geleentheid vir ouens wat nie gestudeer het nie, om ook professioneel te registreer. Maar ek meen, jy moet jou ervaring wys, jy moet
dit is baie onderhoude, is baie verslae op en dis baie werk om dit te kan doen. Daar word onderhoude gevoer, 3 onderhoude. En geniet jy dit, Skalk? Ja, en ek is professioneel geregistreer soos ek vandag hier sit. Baie geluk, prys die Here So daarvoor. ek breek nie al oor nie, ek sê ook dankie Here. Nee, jy weet die ding is, daar's 'n groot verskil tussen, en nou weer Engels sê, skus, maar ek het in Engels studeer, so ek sukkel so 'n bietjie partykeer met die vertalings. Daar's 'n groot verskil tussen pride, humility en false humility. 'n Feit is 'n feit. En baie mense is so bang om net trots te wees op hulle self, want jy moet regte besluite maak. En dit wys ook wat die Here gedoen het in jou lewe. Ja, So nee, jy moet die eer vat as dit jou toe kom, my broer. Ek is trots op jou, want ek weet wat dit vat om uit te kom, veral met niemand wat jou die riglyne gegee het of die ondersteuning gegee het om uit te kom. Jy moes maar vir jouself swem. So ek is trots op jou. dankie. Skalk, kom ons praat nou 'n bietjie, nou gaan ons bietjie geestelik gaan, dieper gaan. So jou lewe het toe nou maar net, het daar enige verandering gekom in jou lewe toe jy begin meer stabiel raak in siviel, of het jy maar aanhou met jou kuier en jou So Niels, ek was 'n alkoholist. Ek meen heavy gedrink, heavy. selfgediagnoseer, of het iemand vir jou gesê is al? Nee, ek het dit geweet. Ek het dit geweet. So net so sterk as wat ek gedrink het, so hard het ek ek wil eintlik sê net so hard as wat ek gedrink het, so hard het ek gewerk. En dit kom van my pa. My pa was nie bang vir werk nie. Daai ou kon werk. Net so hard het ek gewerk, maar net so hard het ek gedrink. En Lieseltjie, jy weet, ek en sy is nou 22 jaar getroud. En ons is so seker 24 jaar by mekaar. So sy het met daai wille Skalk saam gelewe en baie drink. En ek meen daar's ook maar baie hartseer in dit. Ek was nooit aggressief met Liesel nie. Ek was niks sulke dinge nie. Maar ek het net baie gedrink en baie stout. So drank was alles en Jy elke dag gedrink, hoe was ja. Wat was jou roetine? So in die siviel, jy weet jy werk baie keer weg, daar's projekte wat weg is in 'n ander dorp, dan gaan werk jy weg en jy kom 1 keer 'n maand huis toe of 1 keer in 2 weke. So as ek by die huis is, het ek naweke gedrink, maar ek het jy weet ek het nie gespeel nie, en dan as ek wegwerk was dit mos so makliker want Liesel was nie daar nie. En dan sommer elke aand gedrink. So Skalk, ergens moes daar 'n draaipunt kom. Het jy dit gevoel kom, het die Here met jou begin praat, het jy iets gehoor in jou agterkop, in jou hart, of was dit, wat het jou gebring tot by die plek waar jy toe nou opgehou het met hierdie gedrag? So Niels, altyd, kyk die drinkery het my hartseer gemaak, maar jy weet hoe werk die vyand, hy lok jou met die ding, en dan voel jy daai tyd beter, maar eintlik dis nie beter nie, hy is besig om jou dood te maak, of te probeer doodmaak, en man, Niels, ek het lelik gepraat, lelik gevloek, en ek het die Here se naam uitlik gebruik. Ek het gevloek met sy naam, die een wat my gemaak het, die een wat my gered het, die een wat vir my so lief is. Ek meen, hoe hartseer het ek nie die Here gemaak uit tyd nie. En dan baie keer, die volgende oggend as ek nou so gedrink het, die in my kop, dan sing ek. So dan sing ek net, en ek weet nie waar kom dit vandaan nie, dan sing ek dit. Ek wil dit sing. So dan sing ek, Here Jesus, ek is klein, swak, onkundig en onrein. Ek weet nie wat dit beteken nie, ek sal dit gesing het vir 'n uur. Net daai, oor en oor. Ek het dit vir nog niemand vertel nie, ek het nog nie eens vir Lieseltjie vertel ek het dit gedoen nie, maar daai ek weet mos hoe baie het ek gedrink en sleg en vloek en lelik en dan in die oggende as ek wakker raak en jy weet jy voel nie goed nie, jy's eintlik stikkend, jy wil nie meer lewe nie, dan sing ek dit net tot ek weer bietjie beter voel.
en as dit dan nou 'n naweek is en weer begin drink, dan's daai rympies weg. Sê vir my Skalk, ek wil net 'n bietjie meer verstaan. Was dit meer die gewoonte waarmee jy gesukkel het of wat was jou rede vir drink? So dit was, ek dink dis die my groot word. Dit was maar net 'n repetisie van dit wat hoe ek groot geword het. So ekskuus Niels, ek wil nie mense skuld gee nie, want ek kon kies om nie te drink nie. Dit is baie moeilik om jou getuienis te gee, want jy weet iemand sê nou die dag, in someone's story, you are the villain. En of ek nou hou daarvan of nie, vir iemand anders om hulle getuienis te vertel en vir die Here eer te gee, as ek deel is van 'n getuienis wat negatiewe invloed was, dis deel van 'n getuienis, so hulle moet kies. Jy weet, wil hulle my nie offend nie, of hulle die Here se naam groot maak. So dis 'n moeilike een, ek verstaan en ek respekteer dit. Maar soos jy sê, kom ons sê maar net dat jy 'n bietjie van die seer probeer weg. Dit is ontvlugting. Nou jy sê die Here het 'n bietjie met jou begin praat. Of jy 'n aanvoeling gehad, jy weet jy begin sing natuurlik en ek glo dis die Gees wat dit op jou hart gelê het, jy weet. Maar 'n man wat so sterk is as jy is normaalweg geforseer na 'n draaipunt toe. Was daar so iets met jou? Yes, Neil, so ja, jy weet in die tyd wat ek so gedrink was en nie 'n kind nie Jesus gekies het nie. Jy moenie vir my kom vertel van die Here nie. Want broer, dan gaan ek jou nou groet en ons sal seker nie weer praat nie. Maar is dit omdat jy nie geglo het nie of omdat jy skuldig gevoel het? Ek albei, sterk genoeg. Tot op die event wat ek nou vir jou gaan vertel, was ek al so 3 of 4 keer gevang dronk bestuur. Ja, so 3 of 4 keer was ek al gevang dronk bestuur, wat jy die aand in die tronk slaap en dan weer uitkom en hof. So, een Vrydag 2016 in September, 17 September 2016, dit is die datum, het was 'n Vrydag, en jy weet, dan sê die wêreld vir jou, en ek het dit self gesê, want ek het dit geglo, jy weet, ek werk hard, ek roer, ek is 'n meneer op hierdie site, ek kan dit doen en ek wil. So ek het verdien nou om bietjie af te koel. En ek het by 'n kroeg net, ek wil sê dis so tussen die Parel en Visante Kraal, het ek gaan drink na werk die Vrydag. En jy weet, ek het so baie gedrink dat ek gesê het, ek wil nie die hele tyd my kaart swipe nie, want dis die hele tyd net kaart swipe, so toe gee ek die bakkie se sleutels, sodat ek 'n tab kan oopmaak. Ek het baie gedrink, en daar was nie ophou nie, daar was nooit ophou nie. En ek kan nie glo nie, ek het die rekening betaal, ek kan dit eintlik nie onthou nie, want ek was te dronk. Ek het die rekening betaal, en ek het die sleutels gekry, hulle het vir my sleutels gegee, en ek het huis toe gery van daardie kroeg af. So daardie kroeg is buite die dorp, tussen Parel en Visante Kraal, en die volgende oomblik toe ek my kry, toe ek in 'n ongeluk. So toe het ek hierbo in Durbanville, het ek oor die pad gery, en ek het deur 'n muur gery, 'n huis se muur, of jy weet die grensmuur, ek het deur die grensmuur gery. Ek het nie eens geweet waar ek is nie. Daar's so stukkies van daai nag, wat ek kan onthou is, ek wou net van die bakkie af wegkom. Ek het gedink, hier kan ek nog wegkom, jy weet, ek kan wegkom sonder, maar ek was dronken, ek weet eers waar dit was nie. En ek onthou, ek het uit die bakkie uitgeklim en gaan in bosse wegkruip, en in my kop het ek gedink, die bosse is so 500 meter weg van die ongelukstoneel. Maar die polisie het daar opgedaag en hulle het my gekry en ek is tronk toe. Liesel het nie geweet waar ek is nie. Volgende dag kon ek huis toe gaan en toe moes ek uitvind, waar is die bakkie, waar was ek, waar was die ongeluk. Ek het toe iemand gekry wat goed was vir my en wat vir my gaan wys het waar dit gebeur het. Ek het gedink dit is in 'n heel ander deel van die Kaap.
ek het die bosse gesien en die bosse was nie 500 meter van die bakkie af nie. Die bosse was so 3 meter van die bakkie af. Had iemand in die bosse waar ek daarna die bosse wegkruip, voor die polisie gekom het, daar iemand by my gehurk, net so 'n bietjie vir my gevryf en gesê het sal oukei wees. Het so 'n bietjie op my gesit. Hy is toe weg. Die ou wat 'n bietjie op my gesit het. Alright, toe kom die polisie op die toneel en hulle vat my tronk toe. En ja, die Saterdag Liesel het net gesê, dis kwaai. Sy gaan. Sy vat vir Christian en Nicola. Sy is jammer. Ek weet sy was lief vir my, maar dit was net te wild. So sy is toe weg. Ek het maar net daar die heel dag op die bank gelê en nie geweet hoe nou nie. Ek kan vir jou sê, ja, ek het seker my liedjie gesing, maar nie in 'n poging om te bekeer en net om bietjie berusting te kry en iets. En jy sien, dis moeilik, weet jy wat's moeilik? Dis moeilik vir 'n vrou met 'n man soos dit, Niels. Ek kry sulke vrouens jammer, wat met 'n man soos dit sit. Maar waartoe gaan sy? Waartoe gaan sy? Dis haar huis. Dis haar kinders se huis. Dis waar al hulle goedjies is. Weet, waartoe gaan 'n vrou? Ek kry daai vrouens jammer om met man soos daai skalk getroud te wees of in 'n verhouding te wees. Needless to say, sy moes terugkom. Dis haar huis. En dit was maar baie moeilik en taai en ek het eintlik nie geweet wat sy gaan doen nie. Ek het maar gehoop sy bly. En ek het net nie uit 'n geestelike of geloofspunt uit nie, het ek nie uit so 'n punt uit nie, maar uit 'n intelligente besluit oogpunt het ek geweet ek moenie nou drink nie. So die volgende naweek het gekom, ek moenie nou drink nie. En so ek het nie geweet ek hou op drink nie, maar ek het net gesê ek moet nou net nie drink nie. En so kom my hofdatum. So die hofdatum was gewees, dit vat maar lank vir so dronkbestuur saak om voor te kom. So dit was September 2026. My datum in die hof was gewees, kom ons maak dit Junie die volgende jaar. Junie 2027. 2017, ekskuus. Junie 2017 was die hofdatum. Dis seker die moeilikste tyd van 'n ou se lewe daai, want jy half bang om aan te gaan met jou lewe, want dit kan op 'n stop kom as die sentence deurkom en is nie in jou, Engelsman sê, is nie in jou favor nie. Dis seker 'n verskriklike moeilike tyd daai wag vir daai hofsaak. Heavy, want jy moet weet, ek het al dronkbestuursake. Ek het al. Hierdie een is nou die wille ene. Hier is ek deur 'n muur en ek weet daai monster van my bloed gaan sky high wees. Ja. So ek het net geweet ek moet nou nie drink nie. En so dit is, ek wil amper sê net asem gehaal, net opgestaan, gewerk. So my werk het ek nog steeds goed gedoen, want dit was iets wat ek beheer oor gehad het. Check out, ja, ek besef het nou, dis iets waaroor ek beheer gehad het. Ek het nie beheer gehad oor my drinkery nie, maar oor my werk het ek beheer gehad. Daai het ek gedoen nou. Net gewerk en asem gehaal, huis toe gekom, gaan werk. En hoe het jy en Liesel nou deur daai tyd gekom? Was daar kommunikasie of het julle maar net die olifant in die kamer vermy? Ja, dit was maar ons het maar net die olifant in die kamer vermy. En natuurlik, jy weet, ek het maar net probeer die beste ek wees en net die heeltyd nou net die drinkie. So toe Niels, ons het toe al 'n kamp gereël vir Desember. Ons het ergens gaan kamp saam met ek dink is haar broer hulle en my broer hulle of so.
En ergens op die kamp, ek het toe nou nie gedrink nie, ek meen ek het nie eens op die kamp gedrink waar almal van ons saam is nie, nou, en ander het gedrink, maar ek het toe nie 'n begeerte vir drank nie. Dis toe Desember van 2016. En net op die kamp sê ek vir Liesel en iets kom hier by my op. Ek sê vir Liesel, as ons terugkom by die huis en ons begin nou, jy weet die nuwe jaar 2017, dan wil ek hê ons moet 'n kerk soek. Ek wil net Sondag, en ek onthou dat ek het nog so vaag gesê het, dat ek wil net kerk toe gaan en huis toe gaan. Niks anders hè. Ek wil net Sondag kerk toe gaan. Maar ek wil kerk toe gaan en ek wil huis toe gaan. Ek wil jou gou stop. Was sy 'n Christen op daai stadium? Het sy kerk toe gegaan? Nee, so niemand in my huis, my ouer huis, was, ek meen, jy kan nie in sulke omstandighede Christene wees nie. En sy ook nie die keuse gemaak van Jesus nie. So nie ek of sy was natuurlik baie beter mense as ek, dink ek, maar nie een van ons was bekeer nie, bekeerde Christene. Jessie, om nou deur daai goed te gaan, jy het nie die Here nie, weet, vir ons wat die Here ken, is dit moeilik partykeer. Jy nou dink, nou moet jy so ding deurgaan, jy sukkel in jou huwelik, jy sukkel met gewoontes en jy het niks om aan vas te hou nie. Dis nag. Dit is nag, maar nou na my redding wys die Here alles vir my. En ek weet hy was daar. Dis 'n feit. So ek sê toe vir ons moet kerk gaan soek en ek wil net want dis nou so die Here werk hier binne in my. So hy's besig om iets in plek te sit. Die Here was actually besig om 'n oomblik in plek te sit. 'n Oomblik. Gelukkig luister ek nou na die gewete wat my nou hinder en ons gaan kerk toe. En ons gaan na 'n kerk toe. Ek sê vir ons kom by die huis, ek sê soek maar aan die ene. Want vir my is dit net woorde in 'n boek wat gaan gelees word. En sy sien daar op Facebook, hier maak 'n nuwe kerk in Brackenfell oop. Familiekerk Botlery. Maak 'n nuwe kerk oop. En ek het jou nou net gesê, die Here het 'n oomblik voorberei. En in die diens, ek en Liesel het ons harte vir die Here gegee in dieselfde diens. Ek onthou die oomblik, dit was in 'n aanbiddingsliedjie. Dit was net, ek was oop vir die Here was oop vir my, ek was op daai punt waar ek net die Here vertrou het, en waar die Here hom net vir myself gewys het, en dat ek reg was om gered te word, en die keuse te maak van Jesus. En in daai oomblik, in daai liedjie, is ek gered, en by hom, dit was amazing. So dit was letterlik in 'n oomblik, is ek gered en het ek my keuse gemaak. En vir myself was dit overwhelming, want van niks af, van 'n storie af, na die werklikheid, en hy wat lewe, wat regtig lewe, dit is overwhelming ou, maar ek is gered, en van daai oomblik af, is alles verby. Is alles verby. Ja, prys die Here vir dit. Vat jy tyd skakel, daar's nie jag nie. So, hoe lank voor die hofsaak het jy toe tot bekering gekom? So dit was net toe familiekerk oopgemaak het, dit was Januarie, Februarie van 2017. Van dieselfde jaar? Ja, 2017, so ek moes sê maar die Junie in die hof wees, en Februarie 2017 toe, so hoeveel maande is dit, 5 maande? Ja. En het jy toe die ding bietjie anders gesien?
tydens daai Kyk, tyd. my bekering was radikaal en die Here het hom elke dag aan my geopenbaar, soos waar ek net weet en ons wat sy kinders is en die groot ding is, ons wat hom gekies het, ons almal is sy kinders, hy het ons almal gemaak, as nie een wat hy nie gemaak het nie. Hy wil net hê ons moet hom kies. So van daai oomblik af wat ek hom gekies het, en hom ervaar en weet hy se werklikheid en hy is by my en ek is syne, is die God se liefde is overwhelming. Die insig wat hy my al gegee het tot vandag toe net, dit maak nie sin vir 'n ou wat nie wat in die wêreld is, ja. So nou dis vir my eintlik verbasend dat jy die vraag vra, wanneer is die hofdatum? Dis eintlik verbaas dit my. So nou is ek 'n kind van die Here en ek groei in die Here en dis huiskerk en dis bid en dis Bybel lees en ek het mentors en ek leer van die Here en die meeste wat ek van hom leer is wanneer ek alleen is, wanneer ek net alleen is by hom. En as mense nou na hierdie gaan luister wat hom nog nie gekies het nie, gaan dit nie verstaan nie. Dit klink klink net nie reg nie. Dit klink net nie moontlik nie, maar dit is. So die meeste wat ek by die Here geleer het is by homself en dan deur mense wat hy gebruik het om vir my te leer en nog steeds leer. So kry ek 'n prokureur wat my gaan verteenwoordig. So die prokureur het ek eintlik nie gekry nie, iemand het hom vir my gekry en vir my betaal. So net, jy weet, maar ek weet dis 'n groot ding hierdie en ek is so by die Here, Niels. Ek is so by die Here dat hierdie hofdatum kom en ek praat met die Here daaroor en ek sê vir die Here, ek het hy ken my, hy weet alles. Hier het ek fout gemaak en ek is verantwoordelik vir my dade. Jy weet, hierdie kan nie ontduik word nie. Ek moet verantwoordelikheid doen en soos die Here my voorberei of aan my werk en jy weet, ek so rustig, Niels. Ek het toe 'n paar visse in 'n vistank by die huis gehad. Ek het visse gehad. En so as ek 'n ding doen ek hom 100%, Niels, ek doen hom, ek doen navorsing en ek lees op. So ek het nou hierdie visies vir my en ons berei voor vir 'n... Kan ek net gou jou in die rede val? Onder andere iets wat iemand van jou gesê het en ek het dit neergeskryf. En ek lees, as Skalk besluit hy gaan iets doen, gebeur dit en is gewoonlik 'n sukses. So ja, mense sê dit van jou. Awesome. Dis hoe hulle jou ken. Ag geval, toe jy nou die visies. Ja, so ek en ons die hofdatum kom nader en ek is net so by die Here. Ek is, Niels, jy ken dit. Ek is so by die Here dat ek kan stil raak en ek kan by hom sit. Ek is so by die Here dat ek kan stil raak en ek kan in 'n veld vol blomme ingaan waar ek en hy is en ek kan daar speel. Dis hoe by ek kom. Dis hoe ek by die Here is. So naby. En ek vertrou die Here. En dis net, ek het nie geweet 'n mens kan so radikaal in 'n oomblik bekeer nie. Ek weet, almal van ons sin is uniek, hoe ons keuse maak, dat hoe ons Jesus kies. Ek weet, party mense sê hulle sin is oor 'n lang tyd, hy kan nie 'n presiese datum onthou nie. Maar ek dink in jou geval is dit 'n absolute, soos 'n Engelsman sê, 'n overload, want nie alleen kom jy tot bekering nie, jy ervaar goed wat jy in jou lewe nie ervaar het nie. Daai oorweldigende liefde, Heavy. aanvaarding, en ek meen die lys gaan aan. So dis tot daai emosies, is iets waarmee jy nie gewoond is om mee te leef nie, jy het nie groot geword daarmee. Ja. So hierdie overload is groot vir jou. Onthou, ek het nog nooit ouers gesien wat die Here aanbid nie. Ek het nog nooit gesien hoe lyk dit ja. So in elk geval nou die hofdatum kom nader en ek wil my verantwoordelikheid vat en ek weet Liesel en die kinders, ons is almal die Here se sinne. Hulle is die Here se kinders. En ek vra die Here net asseblief sorg vir Liesel en die kinders. Want ek maak reg om tronk toe te gaan. En
en ek of dalk my lisensie te verloor. Hy het deur 'n muur gery. Of my lisensie te verloor en dan kan ek dalk nie werk nie en dan gaan my werk my ontslaan. So, ek maak reg. Ek maak eintlik reg vir die ergste, ek gaan tronk toe, maar ek vra al lank al vir die Here en ek vertrou hom en ek weet hy sal vir hulle sorg. Ek weet, want hy's lief vir hulle. Ek weet dit en ek weet hoe groot sy liefde is. So nou gaan ons hof toe. So die prokureur sê ek moet by die bankie sit. Hy gaan net gou kyk in want daar in die hof is daar klomp, wat noem jy dit, howe waarin jy sou kan voorkom. Hof nommer 1, 2, 3, 4. En ek onthou ek het nog my selfoon, en ek vertrou net die Here, en ek is so rustig, en ek is nog besig om te Google oor die vissies. Maar ek maak reg, ek gaan verantwoordelikheid vandag vat. So, hy kom na my toe, hy sê, ek moet sy tas vashou. Hy sukkel net gou 'n bietjie, want hy moet nou op en af hol, en om net die groot tas nou op en af te hol, hy vra ek moet dit vir hom vashou. So ek kon toe sien, die ou is op en af hier so in die hofgange. En later kom hy na my toe, hy sê ek moet saam hom stap. Ek sê, wat? Hy gaan wys my die papier wat opgeplak word elke oggend, en dan jou naam word gelys onder die hof waarin jy moet verskyn, hof 1, 2, 3, 4 of 5. Sê my naam is nie daar nie. Hy sê, maar staan net ek meen dit is my hofdatum, hy het al die dokumente, en hy gou die staatsanklaer, die hoofstaatsanklaer, hy het sy eie kantoor daar in die hof, en hy soen toe en hy kom terug en hy sê, stap gou saam die staatsanklaer wil jy sien. Ek dink hierdie is groot, want hoekom moet ek nou die ou gaan sien? Maar tog daar is 'n kalmte oor my. Want wat moet gebeur, en ek het vir die Here gesê, ek sal in die tronk gaan getuienis lewer, van sy liefde. En ek kom daar, en ek staan voor hom, die hoofstaatsanklaer en my prokureur staan langs my, en hy gaan deur my leer, en hy sê, jy's 'n wilou, jy. Ek kan sien, hy sien al die goed. Sê maar, iets fout. Jou bloedtoetse. Is fout met dit. Hy sê daar is nie verdere stappe teen jou nie. Jy gaan nie voorkom in die hofie. Ons trek die saak terug. En hy teken daai ding, en hulle trek die saak teen my terug, ek het deur 'n muur gery, dit was. En die laaste ding wat hy vir my sê, voordat ek uitstap, hy kyk op na my, hy is Engels, hy kyk my in my oë, en hy ken my nie, ek ken hom nie. Hy sê, God must be on your side. Toe profeteer die perd sommer en hy weet dit nie. Hy weet dit nie. Dis eintlik die Here wat moes daar vir my sê, hy is aan my kant. En wat ek ook hier wil sê, Niels, dit beteken nie dat ons verkeerde dinge kan doen en jy weet, kom bekeer gou en jy gaan net vrygespreek raak van nagevolge hier op aarde nie, dis net ek was bereid en Skalk, ek moet net sê, jy was nie 'n Christen op baie stadium nie. En die Here het dit geweet, so daar is natuurlik partykeer, kyk, ek kan nie sê hoe die Here werk nie, maar daar is partykeer versagtende omstandighede. Jy weet ek meen, hy besef, jy was onkundig, jy het hom nie geken nie. Soos 'n bietjie anders. En dan dink ek aan die soos die Engelsman sê, the woman at the well. Sy het baie vrae gehad en die Here het haar daar ontmoet. En hy het seker geweet jy het vrae gehad, maar jou ontmoeting was by 'n muur. Die plek waar jy dit die minste sou verwag. Maar die Here het geweet.
Hy het geweet, en ek dink dis hoekom hy, as jy Christen was en jy was onverskillig oor en oor, is seker 'n ander storie gewees. Maar die Here het geweet jy het 'n kans nodig, want jy het hom nie geken nie. So ja, ek hoor wat jy sê, dit beteken nou nie ou kan aanjaag nie, maar dit was nie waar jy was nie, jy het hom glad nie geken. Ek het hom glad nie geken nie. En die hofdatum was na my bekering. En ek het genuine berou tot vandag toe nog. En ek erken ook dat ja, ek was heavy onder die invloed. So ek het nie ek het nie my verkeerde dinge ontken nie of ja, so Nou stap jy by die hof uit. Nou begin jy oor. Nou wat nou? Hoe het jy nog steeds drang gehad om te drink? nee, Alles verby. weet jy Niels, en so onthou nou is ek 'n Christen met die ou wat met my gepraat het en die oomblik toe hy het vir my sê, toe praat ek al met die Here want ek weet dis hy. So dit was toe is ek mos al by die Here en ek kan sy hand vashou en ek kan by hom gaan staan en so dit was nie vir my iets wat ek nou eers moet dink, wat het nou ek het dit geweet want ek was toe nou al by hom by die Here en ek is sy kind. So ek moet ook net sê, so ergens van die vorige jaar September tot die kamp, tot die bekering, het die Here ergens drank by my weggevat. So, daai struggle van, onthou ek was 'n paar maande van 40 jaar oud, toe dit gebeur het. Daai struggle is weggevat van my af. Dis nie vir my om mee te beklei of stoei of nie. Imagine dit nie, so afhanklik van drank, so baie gedrink, en dis net weggevat. Niels, ek het nie 'n begeerte nie, ek het nie 'n behoefte nie, tot vandag toe. Ek het nou gaan jag saam met 'n klomp manne, en ek dink die drank wat saamgevat is, kan 'n venterwandjie volmaak. Daar's geen begeerte nie, dis weggevat. En die Here spaar my soveel deur dit van my af weg te vat, dat ek nie eers nog drange het en nog met dit moet struggle nie. Imagine ek moet nou nog met dit struggle om nou lus te wees vir 'n dop. Ek is nie. Dis weg. Ek hoef nie gras te sny op 'n Saterdag, sodat ek nie 'n bier hoef te drink nie, om van 'n bier. Ja, dis weg. Dis soos weg. En Skalk, nie dat ou hoef voltyd in die bediening te gaan nie, want elke dag is jy in die bediening as jy met mense in kontak kom, maar voel jy ooit dat jy geroep is om permanent eendag in die bediening te gaan, of nie regtig nie? So, ja, Lieseltjie moet my net keer. Ek het amper het ek, so ek is nou, die bekering was in, vroeg in 2017, so dis nou 9 jaar, is amper 10 jaar, dis eintlik nog ver, maar sê maar 9 jaar. So hier 4 of 5 jaar terug, toe wou ek sommer my werk los en voltyds in die bediening ingaan, maar dis ek wat bietjie haastig is. Sy het my gelukkig gebreek. Die Here gaan my sit waar hy my wil sit, en ek sal doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ja, want jy het definitief 'n ongelooflike roeping. Ek meen, daar's nou nie grade van roeping nie, maar ek meen, jy kry 'n persoon wat net, jy weet, hy hamer met sy daaglikse goed, en dan daar iemand wat nou regtig, jy kan sien, daar's 'n groot anointing op sy lewe, en jy het mense van aanklank by jou, en as jy in 'n plek inloop, het jy 'n presence wat net die plek oorvat. So daar's definitief iets anders op jou, maar ek meen, die Here praat met jou, ek weet nie wat hy vir jou sê nie, dis maar net my gevoel. Ek ben net gewonder. En iemand sê nou eendag vir my, het jy al vir Skalk hoor bid? Dit het hulle gefascineer om jou te hoor bid. Toe sê ek, ja, ek het jou gehoor bid, jy het gebid by Marie se doop. As jy bid, ek het aangevoel ook daai dag toe jy bid, ek het in my lewe nog nooit so iets beleef nie. Is jy 'n bidder, of is net jou liefde vir die Here wat jou so intens laat bid? Want dit het my geraak daai dag. Ja, dis die Here, en ek erken hom in alles, dis die Here, Niels, ek kan voel, Het jy net 'n ongelooflike aanvoeling van sy teenwoordigheid as jy ja, met die Heilige Gees, en net, dis, Nielsie, as ek my oë daai tyd toemaak, en ek moet self luister wanneer ek bid, as jy dit verstaan, so, dan is dit soos, ek's by hom, soos hier by hom, soos by hom, ek weet jy, ja, so ek is baie lief vir die Here, die Here is baie lief vir my. As jy nou vir iemand daar moet raad gee daar buite wat worstel met wat jy geworstel het, natuurlik is die antwoord die Here.
Maar sekere mense worstel nou met goed dieper, jy weet, wat sou raad sê gee vir mense wat gegaan het deur wat jy gegaan het? So wanneer jy alleen is, dan wil jy soek na die God en die Here en die Jesus waarvan almal praat. Maar jy's te macho, jy's te jy luister na die leuns en jy weet presies wat ek hier sê, want ek was daar. En eens probeer net, vra net, sing 'n liedjie, vir 20 jaar. En ek hoop jy hoef nie vir 20 jaar te sing nie. Sing 'n liedjie en vra hom. Dis al wat ek kan sê. Sing 'n liedjie en vra hom. Want dit is moeilik, dis nog nie 'n werklikheid nie, as jy nie by hom is nie, dit is nog nie 'n werklikheid nie, en die wêreld, en ek wil nie baie oor die wêreld praat nie, want ek wil die Here net hier eer, maar die wêreld gaan jou terughou en weghou, en as die wêreld gaan sê, hier kom jy bietjie te naby om daai keuse te maak, gaan die wêreld vir jou breek. Ek wil nou nie te veel aanhaal oor die Samaritaanse vrou nie, maar daai storie ruk my, want die Here weet. Hy weet as jy soekend is, hy weet as jy vra het. En as jy die geskiedenis van die Samaritane ken en die Jode, het hy so uit sy pad gegaan, wat hy moes, lyne wat hy moes kruis, om by daai vrou uit te kom. Was net ongelooflik, maar hy het geweet sy het vrae gehad, en hy het met haar ontmoet. So die idee is, 10 soos jy sê, byt net vas, die Here hoor jou hart, hy weet jy soekend, en hy sal by jou uitkom. Ja, ek glo regtig, die Here het oomblikke vir almal van ons, om op daai plekkie net te kom, waar jy net kan so veilig voel, om jou keuse te maak. Daai plekkie daai oomblik gaan daar wees vir jou, dis net, jy moet daai keuse maak, en spring vir daai keuse, doen dit nou. Hoeveel van jou, ek wil net terugkom by die huwelik, het julle ooit nodig gehad om te gaan vir hulp, of het die Here dinge vir julle net outomaties reggemaak? Nee, onthou nou, Liesel het dieselfde dag as ek ook vir Jesus gekies, so hoe amazing is dit? Maar die ding is nou, jy weet, nou moet ou leer weer kommunikeer, jy kommunikeer altyd met 2 nuwe mense. Ja. Jy weet, jy het die verlede, wat jy nou nie wil opbring nie, ou wil het half adresseer voor jy vorentoe gaan, maar jy wil het half los, so jy nie gaan vir hulp nie, jy het letterlik, die Here het julle omgekeer, en julle besluit, ons kyk vorentoe, en ons gaan... Die Here was ons hulp, en dit klink dalk dramaties, maar dit is die waarheid, die Here was ons hulp, hy het ook geweet, hoe om vir Nicola en Christian, jy weet wat hy vir hulle wil gee, die Here was die hulp. Onthou, ons is dadelik in huiskerke in, en ons het hemelse berading gehad, ek weet nie hoe klink dit nie, ek weet, toe ek nog nie 'n Christen was nie, as iemand vir my sê, my huwelik het hemelse berading gehad, ek gaan dink, tjom, wat rook jy? So, maar ja, ons het nooit nie, die Here het, onthou omdat Liesel ook haar keuse gemaak het, glo ek is dit want ek is by die Here, en ek weet dit is makliker om te vergewe, ek wil nie sê dit is net maklik nie, maar dit is makliker om te vergewe, en Liesel is by my, sy ken my die beste van almal, as hierdie nie waar is nie, sal sy weet dis nie waar nie. Kom ons praat 'n bietjie oor Liesel, want ek meen, dat die vrou wat by jou gestaan het deur al hierdie tyd, vertel ons 'n bietjie van haar. So sy het ook maar swaar groot geraak, ook geskeide huwelike, haar ouers, en ook maar moeilik, finansiëel groot geraak, en ja, ek meen, ons is verloof toe sy soos net uit die skool uit is, ek wil sê 19, so die helfte van haar lewe was saam met my, wat maar wild was, en ons was maar saam ook wild, sy nie naaste my soos ek, maar ons was maar saam ook wild,
So ja, swaar, hartseer, moeilike groot geraak, en dan nou, ons eerste deel, of die eerste, sê maar 10 jaar van ons huwelik wat maar taai was, en ja, sy kyk na ons kinders, sy, joh, wat 'n awesome ma is daai nie, ek mag 'n ou dit sê, dat ek wens, ja, kan seker, ek weet nie of jy dit moet uit-edit nie, maar ek wens sy was my ma. Natuurlik, nee, ek verstaan dit 100%. Ja, so ek wens sy was my ma, want sy is net beautiful en lief en beskermend. Jy moes daai dag baie mooi vra van mamma of jy die 2 kinders kan vat op 'n jagtrip. Sy is net 'n beautiful mens, en sy sal enigiets vir enige iemand doen, en ek is dankbaar vir die Here, want die Here bederf haar ook, en ons mag bederf raak, en die Here is besig om haar te bederf. Sy's baie sportief. Heavy, en ook nie, sy het nie sportief groot geraak nie, sy was nie iemand wat geoefen het, of jy weet, enige so iets gedoen het nie, maar sy het regtig 'n groot liefde vir sportief wees, gesond wees, oefeninge, en dis haar stokperdjie, ja. Skalk, jy het rugby gespeel op skool. Mhm. Was jy in sport, het jy baie belangstelling in sport, nie te veel nie, jou voels belangriker as sport? Ja, wel, dit was maar my voels en my hoenders was die belangrikste, maar ek meen, toe ons groot geraak het, ons het nog pak slaag gekry by die onderwysers, so vandag se kinders kan kies, wil hy rugby speel, wil hy nie. Toe ek groot geraak het, Niels, ek dink jy ook, jy kon nie kies wil jy rugby speel, jy het rugby gespeel. Maar jy het klub rugby ook gespeel? Ja, hier in is dit Goodwood, het ek bietjie klap rugby gespeel, maar toe dit net te besig geraak, so ek het nie nog lank nie, ja. Hierdie vraag so 'n bietjie geantwoord, maar waarheen van die afskalk vir jou? Het jy enige drome anders as wat jy nou doen, enige plek waar jy jouself graag sou wou bevind in die toekoms? Nee, Elsie, ek is happy waar ons nou is, en regtig, waar die Here ons wil hê, daar sal ons wees, en nee, ek dink net, is nou my 2 kindertjies, Nicola is graad 7, en Christian is graad 9, ek moet nou dink net die somme maak. Ja, ons het in standaards gewerk. Ja, so, dis net, ek en Liesel gee nie voor vir ons kinders nie, ons is die voorbeelde wat ons is, my kinders kan sien hoe word die Here aanbid, en ek dink dis die nuwe fase is net om te sien waartoe my kinders gaan, en wat die Here met ons wil doen, glo ek en bid ek dat ons gehoorsaam sal wees, ja. Skalk, dit was vir my 'n regte voorreg. Jy is 'n baie spesiale mens met 'n ongelooflike roeping, en ek sien uit om te sien wat verder met jou lewe gaan gebeur, want ek weet daar's groter goed wat kom. Dankie vir die tyd, dankie dat jy kom saamkuier het. Ek glo vas ons gaan weer gesels in die toekoms. Sorry, wie nog iets sê? Ja, so ek het dit eintlik bietjie gehou, en ek glo jy het dit nou gehoor, en ek dink jy weet dit, maar dis die laaste ding wat ek eintlik wil sê is, daai aand met daai ongeluk, toe ek in daai bos 3 meter van die bakkie af wegkruip, daai ou wat by my geërk het, so nou weet ek, dit was Jesus, na die tyd, ek het nooit geweet wie was daai ou nie. Ek wou jou vra, maar terug ek los maar die vraag, ek wou vra of jy ooit weer daai ou raak geloop het. Ek het om weer raak geloop, vroeg in 2017. Jy weet, geen wonder die Here het jou op my hart gelê nie, en ek het hierdie storie nie verwag nie. Ek het so bietjie geweet, maar nie hoe diep hierdie ding hardloop nie. Ek kom in kontak met baie mense, en ek weet daar's mense wat worstel daar buite met goed waarmee jy geworstel het, wat diep geraak gaan wees hierdeur. Prys die Here vir wat hy gedoen het in jou lewe. En jy is vir ons almal 'n verskriklike blessing, en soos ek vir jou sê, as jy instap in 'n plek, maak jy daai kamer vol met jou teenwoordigheid en met die Here se teenwoordigheid binne jou. So baie dankie vir wie jy is, vir wat jy vir ons beteken. En ek sien uit om weer met jou te gesels, want ons het nou maar net gepraat oor jou bekering, maar ons kan nog oor onderwerpe praat in die toekoms, jy weet, want jy het ook al goed beleef daarna, en so ek sien uit daarna, maar ek wil vir jou sê baie dankie vir die tyd wat jy gemaak het, en dat jy bietjie kon saamkuier het. Vir julle daar buite baie dankie
vir die saamkuier en die inskakel, tot ons mekaar weer sien. Bly onder die bloed en bly in die liefde van die Here en totsiens.